Goeiedag, ons bespreek jaar 2 se Junie eksamen vraestel wat jy die 2de Junie skryf. En as jy kyk na jou leerpapier, begin ons met 'n begripstoets. Julle almal weet hoe 'n begripstoets werk. Jy kry jou leesstukkie en dan beantwoord jy die vraag wat volg. OK, dan het ons leestekens. Ons leestekens, eerste enetjie is ons hoofletters. Sinne, name van plekke en mense, dae van die week, maande van die jaar, begin met dit. Julle almal weet hoe lyk 'n hoofletter. Ons punt kom aan die einde van 'n sin. Dan kry ons 'n komma. Wanneer jy 'n lys van goed het, gebruik ons 'n komma, byvoorbeeld sakkie speel, rugby, golf en sokker. Ons hakkie word gebruik om bykomende inligting aan te dui. Dit sal wees ekstra inligting. Dis hoe 'n hakkie lyk. Ons vraagtekens word gebruik as daar 'n vraag gevra word. En ons gebruik hom in 'n vraagsin wat begin met 'n vraagwoord. 'n Uitroepteken is 'n harde of 'n skielike uitdrukking, byvoorbeeld eina, en dan kry ons kommapunt wat lyk soos 'n kommapunt. Word gebruik tussen volsinne in plek van en. Byvoorbeeld hy swem in die somer, hy speel rugby in die winter. 'n Dubbelpunt word gebruik by ons direkte en indirekte rede voordat ons iemand se sin sê, en dan kan hy ook, as daar 'n reeks items geplaas word, gebruik word. Byvoorbeeld, jy het die volgende nodig: 'n papier, 'n potlood en pen. 'n Aandagstreep kom by rigtingaanwysers, tyd en dan verdubbeling. 'n Ellips of 'n stippellyn is daar 'n lang pouse, 'n onderbreking of woorde wat weggelaat word, en dan ons aanhalingstekens is so lekker by ons direkte rede sinne. Weet ons dit is iemand se direkte woorde as daar slegs aanhalingstekens is. Dan kom ons by verkleining. As ons kyk na ons notas wat ons in ons skrifte gemaak het, lyk verkleining as volg. Ons gewone woorde, ons enige woord, begin ons altyd met 'n chi aan die einde, byvoorbeeld tafel, tafeltjie, deur, deurtjie. Maar dan kry ons woordjies bietjie verder, begin ons met reëls. So dan kry ons woorde wat reeds op 'n d of 'n t eindig, kry net 'n j, soos byvoorbeeld sand, sandjie, kant, kantjie. Dan begin ons reëls bietjie verder gaan. As ons 'n kort woord het met 'n vokaal in die middel, sê die reël ons moet hom verdubbel, 'n e aansit en dan kom ons chi. Karretjie, sonnetjie, mannetjie. As ons 'n woord het met 'n met 'n m aan die einde, eindig hy met p, soos boompie, oompie. En dan kry ons woorde wat eindig op 'n ng wat baie skaars is: doring, koning, ook koring. So die g val weg en dan kry hy 'n kie. Maar as jy deur jou reëls gaan in jou leerpapier, dan sal jy sien dit is alles wat ek nou net met jou bespreek het. Dan kom ons by ons volgende en is meervoude. Weereens as jy na jou reëls gaan kyk wat ons in jou skrif geskryf het. Ons gewone woord, ons eerste reël is gewoonlik die woorde kry 'n s of 'n e agter, soos tafel, tafel, stoel, stoele. Maar nou kry sy reëls bietjie weierkante toe. So dan het ons 'n kort woord met 'n vokaal in die middel. Weereens net soos by verkleining, kry jy die laaste letter gaan ook verdubbel en dan kry hy e aan die agterkant sonder die chi. Karre, matte, sonne. Die kort klank bly ook dieselfde al het hy verdubbel. As jy 'n woord kry met 'n dubbel vokaal, dan vervang hy een van die vokale val weg en hy kry 'n e, maar sy lang klank bly. Paal, pale. Meer, mere. En dan tot spesiale woordjies, woorde wat eindig met 'n f, 'n g en 'n r, kry 'n t in die meervoudsvorm. Grafte, nagte, donkerte. En dan een spesiale enetjie is ook die woord brug, verander heeltemal waar hy 'n kappie op die i kry en 'n e aan die einde. Maar dit kan jy ook verder lees en daar's ook voorbeelde wat ek daar vir jou gesit het van meervoude. As ons omblaai, kry ons selfstandige naamwoorde. Tipe selfstandige naamwoorde wat jy kry is 'n eie naam,
name van plekke of mense, byvoorbeeld Kaapstad of Elizabeth. Ek sê altyd my naam begin met 'n hoofletter, dit is my eie naam. 'n Soortnaam is diere en voorwerpe van roomys, skootrekenaar, ewen die beld wat jy op jou broek sit. Dit is 'n soortnaam. Versamelname is woorde wat groepe of soortname soos diere, voorwerpe van mense aandui, soos byvoorbeeld 'n skool visse, 'n tros druiwe. Maatname, woorde wat spesifieke hoeveelhede aandui, byvoorbeeld 'n koppie meel, 'n glas water. Abstrakte selfstandige naamwoorde, ek sê altyd jy kan nie aan dit vat nie, so dit is emosie, dit is liefde, haat, teleurstelling. Massa naamwoorde is massas wat nie getel kan word nie, soos suiker en modder. En dan stofname is name van elemente, soos goud en yster. Dan kry ons vraagwoorde, soos wat ek nou gesê het, jou vraagwoord is altyd in 'n vraagsin en hy eindig met 'n vraagteken. So is baie belangrik om die vraagteken aan die einde te onthou. Daar is vraagwoord voorbeelde, wie, wiese, wat, watter, waarom, hoekom, hoeveel. En dan vra hulle vra. Dan gaan ons na verlede tyd toe. Onthou, verlede tyd is iets wat reeds gebeur het. So daar's klein woordjies, die woord het moet inwees en jou werkwoord kry altyd 'n ge. Behalwe as die werkwoord met 'n her begin, kry nie 'n ge nie. Die man het die vrou herinner. Jy kan nie sê geherinner nie. As ons skeibare werkwoorde soos afskakel, dan verander hy na afgeskakel. As dit uitklim, dan is dit uitgeklim. So jy bly hou hulle by mekaar, jy sit net die ge in die middel. En dan onthou die sekere woordjies is verander na was, wil word wou, kan word kon en sal word sou. En dan ons byvoeglike naamwoorde, onthou byvoeglike naamwoord beskryf die selfstandige naamwoord. Die fiets is jou selfstandige naamwoord, dis 'n pragtige fiets. Die pad is die selfstandige naamwoord, dis 'n lang pad. En dan natuurlik byvoeglike naamwoorde kan jy ook toets met trappe van vergelyking en met intensiewe vorm. Intensiewe vorms is wanneer jy iets oordryf. Jy is nie klein nie, jy is piep klein. Dit is nie duur nie, dit is peperduur. En dan jou laaste een is 'n strokiesprent. Oefen by die huis hoe om 'n strokiesprent te maak oor enige onderwerp. Wees asseblief voorbereid, beperkte hoeveelheid tyd is beskikbaar en dan kan jy die volgende rubriek gebruik om ook aan jou strokiesprent te dink. Net om vir jou voorbeelde te gee. Hierso het ons 'n voorbeeld van 'n strokiesprent. Onthou, elke blokkie het sy eie woordborrel en binne in die woordborrel is daar 'n sin wat begin met 'n hoofletter en eindig met 'n leesteken. Daar is emosie en beweging in elke liewe blokkie en hy vertel 'n storie van punt tot einde. So ons nog 'n voorbeeld. Daar is beweging, daar is emosie en alles in elke blokkie. Daar is 'n woordborrel, daar is bietjie kleur en hy vertel 'n storie. Julle moet baie lekker leer